bly om so baie van julle hier te sien. Dis vakansie, dis raastyd, dis kuiertyd, dis tong eet en gammon en wat dit ook al is, en dit is sommer net lekker. Maar om in die huis van die Here te wees op so 'n dag, is die lekkerste wat jy kan hê. Want jy sien, 'n mens word versadig deur tydelike kosse. En dit maak jou ongemaklik. Hoe meer versadig jy word, hoe meer ongemaklik raak jy. Laat jy later sê, ek voel daarom nou so ongemaklik. Ek voel eintlik dik. Maar as jy geestelike kosse neem, dan jubel jy, en jy is vrolik, en jy is opgewonde, en jy is dankbaar, en jy het vreugde, en daar's niks wat jou onderkry nie, en die water skommel, en die storms woed, en die bootjie word vol water, maar terwyl jy kop bo water is, as jy kop so onder die water uitkom, dan sê jy, halleluja! Want God is in beheer. En dit is die wonder van ons Vader se liefde. Nou ek wil vanmôre met jou praat na 'n man na God se hart. 'n Man na God se hart, en ek vra jou om saam met te blaai in die Bybel na 2 Samuel 6 vanaf vers 12. 2 Samuel 6 vanaf vers 12. Nou ons ken almal die verhaal van Dawid. Ek dink nie die verhaal van Dawid is onbekend reg oor die Christendom nie. En ek dink ons almal vergelyk soms in 'n mate bietjie met Dawid. Is ek ook iemand soos Dawid? Is ek so geseën deur die Here? Kan ek ook uitroep en sê, ek is nou eenmal die geseënde van die Here? Sê God ook van my, dat sien daar die geliefde Dawid, die geliefde man, en al hierdie mooi dinge. Maar ek wil vir jou iets vanmôre uithaal, wat ek vir die nuwe jaar vir by jou wil los, 'n boodskap, wat ek glo wat vanmôre in die ou jaar, ons is besig om die ou jaar af te sluit, ons gaan die nuwe jaar begin, so oor 'n paar dae, en dan begin ons weer 'n nuwe hoofstuk in ons geskiedenis of ons toekoms. En ek wil hê dat jy met hierdie gedagte vanmôre saam met jou neem, wat ek glo die Here vir ons vanmôre wil gee. Dis nie 'n oujaars boodskap nie, dis 'n boodskap om jou voor te berei vir die ou jaar. Of die nuwe jaar wat kom, die oujaarsdag en die nuwe jaar wat kom. Nou ek lees vir jou vers 2 Samuel 6 vers 12. 2 Samuel 6, die 12de vers. En toe aan koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën, terwille van die ark van God. Het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. Vers 13. En toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarna Dawid met alle mag gedans voor die aansig van die Here, en Dawid was omgord met die linne skouerkleed. Die linne skouerkleed was die skouerkleed wat die priester gedra het. Dit is so die priester se bors gaan. En nou het Dawid dit aan. So hy was soos 'n priester, was hy hier. Vers 15. So Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en bassyngeklank opgehaal of gaan haal. Toe die ark van die Here die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, dis die vrou van Dawid, juis deur die venster. En sien koning Dawid huppel en dans voor die aansig van die Here, en sy het hom in haar hart verag. Sy het hom gesmaak, sy het hom afskeun hom gekry. Nadat hulle dan die ark van die Here ingebring het, en dit op sy plek neergesit het, binne die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het Dawid brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van die Here. Nou hierdie was die tweede keer wat Dawid die ark van God gaan haal het, eers by die Filistyne, en toe het hy hom gaan haal hier by Obed-Edom se huis, en nou bring hy dit, hy wil dit bring na die stad van Dawid toe. Nou die eerste maal toe hy dit doen, onthou, ons moet verstaan wat beteken die ark van die Here. Die ark van die Here was die wat hulle gemaak het, wat God laat deur Moses laat maak het om in die allerheiligste te wees. Daar was die
die versoendeksel en bo op die deksel was die goue gerubs wat daarop uitgebeeld was met hulle vlerke en met hulle swaarde en alles wat daar gewees het. En dit was in die allerheiligste van die tabernakel van God geplaas. Want jy sien, hierdie ark was die teken, God is by Israel. As jy daai ark gesien het, dan weet jy, die Here is hier. En niemand mag in daardie allerheiligste instap nie, want God is daar. God is daar wat die ark van die verbond is. En nou hierdie keer kom dit dan so dat Dawid die ark wil gaan haal. Hy het 'n rede hoekom hy die ark wil gaan haal, want hy wil God altyd naby hom hê. Wow. Dawid wil God altyd naby hom hê. Hy wil nie ver van die Here af wees nie. Kerk van die Here, en dis die boodskap wat ek vanmôre vir jou wil bring. Dawid het iets geweet van goddelikheid en van 'n aanraking van die Here. Hy het geweet waar lê jou oorwinning, waarin lê jou vreugde, waarin lê jou lewe van oorvloed. Dit lê in die teenwoordigheid van die Here God in ons midde. Hierdie gemeente sal niks wees as die Here nie hier is nie. Jou huis sal niks wees, jou gesin, jou familie sal in smarte wees, in pyn, in ellende. En dis miskien hoekom so baie mense vandag ween en huil oor dit in hulle huis nie goed gaan nie, omdat die Here nie 'n spesiale plek in die huis het nie. Dawid was 'n besonderse man, maar hy was ook 'n groot loser. Hy was 'n besonderse man want hy het baie aansien gehad. Hy was 'n held van al die helde. Hy was 'n koning van al die konings van die aarde. Hy het ons kan maar sê, daai tyd se wêreld regeer. Dawid het immers vir Goliat verslaan en doodgemaak met net 'n slingervel. Hy het nie eers 'n swaard by hom gehad nie. Dawid het baie dinge reg gekry. Hy het soveel konings verslaan en soveel lande ingeneem en soveel besittings ingeneem. Hy was 'n skatryk man. Wat dink julle? Dat miljonêers het God nie nodig nie? Dink jy om 'n miljoen rand in die bank te hê is genoeg en jy het niks verder nodig nie? Ja, dit sing mos so maklik. Ek sou kon doen met 'n miljoen. En daarmee sou die wêreld vir my immer groen. Ja. Ons dink 'n miljoen, vandag 'n biljoen, want 'n miljoen is ook nie meer iets nie. 'n Huis kos meer as 'n miljoen. Maar dit is hierdie skatte wat mense dink wat vir jou vreugde gee. En Dawid het genoeg daarvan gehad. So hy het nie nodig gehad om ander dinge te doen nie. Maar weet jy, ek sien in Dawid se lewe dat hy nie net goedheid geken en dit met hom goed gegaan het nie. Hy was nog 'n jong seun toe word hy al gesalf as koning deur Samuel, maar sy hele lewe het so deur mekaar gevleg geraak. Hy moes hoeveel jaar vlug vir sy lewe. Al was hy alreeds as koning aangestel en gesalf, het Dawid voor Saul gevlug vir 'n lang klomp jare. En nou op 33ste jarige ouderdom word Dawid koning. En toe hy koning word, doen hy een van die belangrikste dinge in sy lewe. Hy gaan haal die ark van die Here. Hy sê Dawid gaan goed met Dawid. En Dawid is geseënd en dit gaan goed, maar ook sleg, want hy was nie juis 'n goeie pa in sy huis nie. As ons kyk na die geskiedenis van Dawid, dan sien ons Dawid was 'n baie swak vaderfiguur. Toe sy oudste seun in sy huis een van sy dogters verkragt. Toe sê Dawid niks. Net daarna slaan Absalom hierdie oudste stiefbroer van hom dood. Dawid sê niks. Dawid was nie 'n goeie pa-figuur nie. Mense, net so het ons almal swakhede in ons lewe, en Dawid se swakhede was, hy was nie 'n baie goeie vaderfiguur nie. Miskien te besig om oorlog te maak. Miskien te besig om iewers ter in die lewe aan te gaan en self die dinge van die Here te doen. Baie keer is ons so besig met die dinge van die Here dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie.
En Dawid het dalk nie by die Here van die dinge so mooi uitgekom nie, alhoewel hy baie gesukkel het. En sien ons dan ook dat hierdie ou op die einde van sy lewe die tweede swakpunt wat hy gehad het, hy het te veel vrouens gehad. Die Bybel sê hy het meer as 5 vrouens gehad hierdie ou. Jy kan sy geskiedenis gaan lees. Ek weet nie hoekom hy reg met 5 vrouens. Ek dink julle ouens kom party van julle kom eers met 1 reg hê. Of jy nog met 5 reg. So as ons daarna kyk, dan sien ons hy het swakhede beleef. Hoekom is dit dan dat die Here God Dawid so respekteer? Hoekom is dit dan dat die Almagtige na Dawid kyk en vir hom help en vir hom dra? En toe Dawid vir hom 'n huis wil bou vir daardie ark van die verbond, toe sê die Here vir hom iets moois. As jy gaan lees daarvoor, dan sien jy hoe dat Dawid hier met die Here met hom praat en vir hom sê, Dawid, hoekom wil jy vir my huis bou? En God sê vir hom, man, eintlik bou ek vir jou 'n huis. Ek gee vir jou nageslag. Ek gee vir jou kinders wat op jou troon sal sit. En dan noem hy hierdie woorde. Hy sê van jou koningskap sal 'n ewige koningskap wees. Iemand wat uit jou nageslag is, sal jou koningskap neem en dit neem tot in alle ewigheid. Dit was nie Dawid nie wat hierdie spesiale macho ou was nie. Dit was dit wat God hom voor geroep het wat spesiaal was. Dawid was geroep om eendag deur sy nageslag sou die Messias verskyn en die koning van alle konings, en dis hom wat ons aanbid, die Here van alle Heres. Hy sal deur sy bloedlinie en sy familie sal hierdie Messias eendag gebore word. En is dit dan so dat Jesus uit die geslag van Dawid deur Maria verskyn? Liewe mens, as ons kyk wat Dawid vir ons leer van die nuwe jaar wat op ons wag, dan is dit een ding dat Dawid het 2 keer die ark van die Here gaan haal, ek het net so gesê. Die eerste maal het hy dit nie reg gedoen nie. Hy het dit amper reg gehad, maar hy het dit nie reg gedoen nie. God is nie jou speelmaat nie, mens. Die Here God is nie jou speelmaat met wie jy kan maak soos jy wil nie. Dawid gaan haal die ark by die Filistyne en hy bring hom en hy wil hom inbring na die stad van Dawid, maar op pad daarheen is hulle besig om dit te vervoer. Hulle sit hierdie ding wat hulle het, hulle neem hierdie ark, hulle sit hom op 'n nuwe wa. En dan stel Dawid 2 ouetjies aan. 2 pastore, 2 priesters, 2 dominees, wie dit al wil noem. Die een ou loop voor die wa. En die ander een loop langs die wa. Hy maar dan moet so ver agter die ander een wees nie. So as ons so 2 in 'n gemeente het, dan ons altyd die een ou, hy is die ou wat die een is wat die gemeente lei, en dan het hy so hulppastoor wat hom help. Nou hierdie 2 priesters moet hierdie ark nou oppas terwyl hy loop. Hulle slaan die osse en daar gaan, of die koeie en daar gaan die wa. En terwyl die wa loop, sê die woord van die Here in die vorige deel, ek het dit nou gelees nie, maar struikel die osse of die wa kantel. En die ouetjie wat hier langs die wa loop, dog, hulle dink nie wat staan in die wet van die Here nie. Die wet van die Here sê, niemand mag God se ark aanraak nie. Val hy, dan val hy. Die Here sal self sorg. En terwyl hulle so loop en die wa-kantel wil die ark afval, of die wa-kantel en die ark-kantel, en hierdie man steek sy hand uit en hy keer die ark. En toe hy die ark aanraak, toe sterf hy. God laat hom nie bespot nie, mens. Voor jy vir die Here iets aanpak, gaan kyk eers na sy gebooie. Gaan kyk eers wat sê die skrif. Hoe moet ons lewe voor ons sê, ons gaan die Here nou dien? Mense, Jesus het eenmaal hierdie woord gebruik toe sê hy, voor jy 'n huis bou, gaan kyk of jy die middele het om daardie huis te bou. Dis maklik om die Here te dien, net oor die brood en oor die meel en oor die kool en oor die pampoen en al die goed wat ons by die kerk kry. Maar hoe ernstig is jy met die Here wanneer dit kom?
by ek wil die Here dien? Is dit so dat die kerk altyd moet vol wees? En as die kerk nie vol is nie, dan is ons almal ongelukkig. Hier is so min mense vanmôre. Weet jy wat sê die woord van die Here? Hy sê wat 2 of 3 in my naam vergader, is ek die Here in julle midde. So as ek en jy vanmôre alleen hier was, dan was dit genoeg. Sjoe, Laurens, hoe sal ons gesing het? Ek sou hande geklap en jy sing, man. Solank ons net die Here loof, solank ons sy teenwoordigheid beleef, solank ons weet God is hier om vanmôre met ons te praat, het ons nie enige ander probleem rondom ons nie. Gee dit nie om wie vanmôre hier is nie. Dis 'n afhanklikheid en 'n toewyding aan die Here God. Die tweede keer, Dawid skrik hier die eerste maal so groot dat hy hierdie ark weer terugstuur. Hy stuur hom na iemand toe, hy sê nee, vat die ark. Ek is te bang nou, die Here het my nou so hard geslaan. Ek het nie gedink dit gaan gebeur nie, ek het gedog ek doen goed. Ek het gedog ek gaan nou die Here vereer word en hy gaan vir my sê mooi so Dawid. Maar nou voel ek half neergedruk. Ek voel depressief. Ek voel half ongelukkig met die Here. Hoekom sal hy dit nou aan my doen? En Dawid stuur hierdie ark na hierdie huis van Obed-Edom. Dis 'n ou wat daar naby bly en hy vat die ark en hy sit hom daar in een van die kamers spesiaal afgesonder. En wat gebeur? Die eerste ding wat gebeur, wat die Here God is, daar is vrede, daar is krag, daar is oorwinning, daar is die Heilige Gees teenwoordig. En dis wat gebeur in hierdie huis. Skielik begin hulle floreer en dit gaan goed en hierdie man is geseën en sy gesin is geseën en sy besittings is geseën want die Here seën hom. Want God is daar. Dawid, dit lyk of hy geseënd is, maar hy is nie geseënd nie. Hy is koning en hy het alles, maar hy voel so treurig in sy hart. Daar is geen vrede nie. Hy het nie vreugde nie. Hy weet nie wat om te doen nie. Hy sit daar in sy koninklike huis en paleis, maar hy's ongelukkig, het gaan nie goed met hom nie. Hy het genoeg geld en hy het genoeg besittings en al hierdie dinge in die mooiste huis. Maar God is nie daar nie. Die arkes van die Here is nie daar nie. Dan kom die man van God en hy sê nee, dit mag nie gebeur nie, ons moet die ark gaan haal. En hy stuur hierdie keer, neem hy weer 'n klomp mense saam met hom. En toe hulle begin met die loop van die wa, hulle het net so 'n paar tree gegee, toe sê Dawid, stop. Stop. Ons moet eers aan God offer. Ons kan nie net loop nie. Ons kan nie maar net aangaan soos die vorige keer nie. Ons gaan weer 'n disaster hê met onsself en met alles rondom ons. Ons gaan weer die Here se konflik sien. Dit mag nie gebeur nie. Offer mense, bring daar 'n kalf en offer hom. Ons moet 'n offer aan die Here bring. En terwyl hulle die offer bring, toe huppel en dans ou Dawid. En hy sê, "O Here, dit is so lekker dat U hier is. Wow, ons moet juig, ons moet jubel. Ons kan nie so stil sit en niks doen nie. Ons moet die Here begin loof. O kerk van die Here, miskien het hierdie gemeente nodig om die Here God weer 'n bietjie te begin loof vir wie hy is." Prys die Here. Ja, kom ons gee ordentlik 'n handklap vir die Here man. Halleluja, loof die Here. Amen. Dawid juig en jubel. Hy huppel en hy dans voor God. 'n Charismatiese koning. Nie pastoor nie, koning. Ek wens ons koning van Suid-Afrika, die president, wil ook bietjie charismaties vir die Here word. Ek wens ons leiers wil begin en minder aan hierdie ander gelowe en dinge aandag gee en meer aan die Here God die Almagtige en vir hom begin dans en eer. Dawid dans, die hele land se mense wat saam met hom is, dans en juig voor God. Maar tog is daar een hartseer verhaal. Want jy sien, dis nie altyd almal daar ver wat jou seer maak nie. Baie keer is dit die ouens in jou huis wat die seerste maak. Want hulle sê mos, as jy wil weet
Wie iemand is, gaan vra sy vrou en sy kinders. Hulle weet wat jy daar in die binnekamer, hoe jy praat, hoe jy sleg sê, hoe jy beklei, hoe jy verkeerde dinge doen. Hulle ken jou beter as wat die wêreld jou ken. En nou sê die woord van die Here, toe Dawid dan aangedans en gejuig kom met die ark van die Here hier in die stad van Dawid in. Toe kyk sy vrou deur die venster. En sy sien hoe dans die koning. En hoe huppel hy. En omdat sy nie deel daarvan is nie, begin sy hom verag in haar hart. Kan wees, want wanneer jy van ver af iets aanskou, dan lyk dit vir jou baie keer ongeorden, ongedissiplineerd en baie de mekaar. En ons het mos in die godsdienst al beleef, toe ek en jy, onthou jy vroeër jare, toe Pinkster nog Pinkster was. Het ons al gebeleef hoe mense voor die Here gedans het. En oor die wêreld daar buite deur die vensters gekyk het wat toe was en gesien het hoe spring die ouens daar binne. En wat het hulle van julle gesê? Julle is ouens wat duwe vang in die kerk. Onthou julle? Hulle los die duwe mos daar in die Apostoliekerk en in die Pinksterkerke en dan vang hulle die duwe. Dis net arms in die lug want hulle weet nie wat aangaan nie. As jy van buite af deur die venster kyk, dan lyk dit amper so, né? Want almal swaai die hande en almal steek die hande in die lug en dit lyk of hulle besig om duwe te soek en te vang. En as die gees van die Here kom en 'n ou val agteroor en hy val en hy lê op die grond, dan sê hulle kruip onder die banke rond. Jy al gehoor daai storie? Ja. Want hulle verstaan nie hierdie goed nie. Nou miskien het hierdie vrou, Michal, het sy ook nie mooi verstaan wat Dawid besig om te doen nie, ek weet ook nie, maar sy het geweet, hy is 'n charismatiese mens, en sy het geweet dat Dawid huppel voor die Here, so sy het redelik seker sy lewe geken, en nou begin sy hom verag, en sy sê, kyk, wat 'n wanorde het die koning vandag oor sy huis gebring. Dawid was so ontstel, dat hy hom heel van haar onttrek het. Liewe mens, Dawid se verweer was, voor die aangesig van my God sal ek dans, tot eer van sy naam. Of jy nou daarvan hou dat ek my hande opsteek en die Here prys, of jy nou daarvan hou dat ek my hande klap as ons sing, of jy daarvan hou dat ek, van hou of nie van hou dat ek so bietjie voor die Here my knieë kan buig en so bietjie kan huppel, dit maak nie regtig saak nie. Want dit is 'n verhouding tussen my en die Almagtige. Dit is 'n verhouding tussen my en die Here Jesus, en ek wil hom dien en hom aanbid met vreugde in my hart en vreugde in my gemoed. Liewe kerk van die Here, ons het te veel mense met lang gesigte in die kerk. Janie en sy ouma, of sy ma en pa het eendag vir sy ouma gaan kuier op die plaas. En toe hulle op pad die kant toe is, en hulle ry so by die hek, en hulle maak die hek oop en ry deur, en hy so entjie, toe staan daar 'n donkie langs die pad. En Janie het nog nooit 'n donkie gesien nie. En hy kyk so en hy sê, "Jo ma, hierdie ding wat hier staan, lyk soos baie van die kerkmense van ouma se gemeente." Baie van ons is so teleurgestel en te neergedruk, dat ons nie vreugde ken nie. Ken jy die vreugde in Christus? Dawid weet hoe om die Here se aangesig te soek. Dawid weet hoe om God se belangstelling te kry. Dawid weet dat wanneer hy juig voor die Here, het hy al God se belangstelling. Want dit gaan alles tot eer van die Here. Dawid sy hoofdoel hoekom die Here so lief was vir hom, was omdat hy 'n tipe van Christus was. As jy na sy lewe kyk, dan sien jy in sy geestelike lewe was hy 'n tipe van Christus wat weer as Messias na die aarde sou kom. As ons lees in Hebreërs 10 vers 7 en 8, dan sê hy, ons het verlede Sondag ook daaroor gelees waar Jesus sê,
Hy sê, ek kom om u wil te doen, o God. Ek kom om u wil te doen. Hy sê, my enigste begeerte is om die wil van die Vader te doen. En dis hoekom ek aarde toe kom. Ek kom om die wil van God die Vader te doen. Mense, Dawid wou net God se wil doen. Dit wat die Here sê was hom meer belangrik as enigiets anders. Al sê sy vrou wat, en al sê die volk wat, en al doen hulle wat, dit maak nie saak nie, solank hy by die Here gehoor het, en elke keer voor hy gaan oorlog maak het, so baie male in die Bybel, dan lees ek, waar hy sê, dan sê hy, bring die skouerkleed, dan bring hulle die skouerkleed, dan bid hy, dan sê hy, Here, wys my, moet ek aanval of moet ek nie aanval nie, sal u die vyand in ons hande gee, moet ek gaan oorlog maak of moet ek nie gaan oorlog maak nie, sê u vir my, wat moet ek doen? Here Jesus sê, ek doen die wil van my Vader. As jy verder gaan lees, Johannes 6 vers 38 en 40, dan sê hy, ek daal uit die hemel neer, om die wil van my Vader te kom doen. Ek het uit die hemel neergedaal. Wat 'n mooi versie. Wat sê Jesus het van God afgekom. Hy was nie deur 'n menslike geboorte voortgebring nie. God het vir hom klaar 'n liggaam voorberei, dat die Heilige Gees het die maagd het in die maagd gewerk en daar is 'n seun gebore en daarom vind ons dan dat hy van die hemel afkom. Daarom sê hy vir die Fariseërs, hy sê voordat Abraham was ek al. Het ek al bestaan. Daarom sê Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord. Die woord was by God en die woord was God. Hy was van die begin af. Was hy al die tweede persoon van die Godheid. Johannes 4 vers 34 sê, my voedsel, sê Jesus, is om die wil van my Vader te doen. Hulle sê vir hom, Here, eet. Hy sê, nee, ek is nou honger nie. Wil nie nou eet nie. Hy sê, want om die wil van my Vader te doen, dis my voedsel. Ek lewe daarvan. Ek lewe nie van die brood en die krummels en al die goed van hierdie aarde nie. Ek lewe van die wil van die Vader om dit te doen. Dis my enigste wil. Liewe mense, so noodsaaklik dat ons vanmôre vir mekaar moet sê, hoe belangrik is die Here in jou lewe en in my lewe. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê hy, wel geluksalig is die mens, of die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, sit in die kring van die spotters, staan die weg van die sondaars. Maar sy behaag in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees as 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy of sy voorspoedig uit. Wel, geluksalig. 3 maal gelukkig. Volle geluk, volmaakte geluk. Geluk lê nie in geld nie. Geluk lê nie in jou miljonairskap nie. Geluk lê in hoe jy 'n verhouding en 'n pad met God loop. As jy dit halfweg doen, gaan jou lewe maar baie de mekaar wees. Dawid het ook probeer. Na sy eerste keer toe hy die ark van die Here gaan haal het, dat dit hom soveel pyn veroorsaak, dat hy besef het, God is nie 'n jou speelmaat nie. Die Here is die Almagtige. Hy weet alles. Hy weet hoe jou saak met hom staan. Wel, gelukkig en salig sal jy wees, as jy in die weg van die kind van God wandel en die Here se gebooie navolg. En dan sluit ek af met hierdie woorde, Galasiërs 5 vers 16, Galasiërs 5 vers 25. Hy sê, wandel, ek sê vir julle, wandel deur die Gees. En dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring. En net daarna dan sê hy, lewe deur die Gees. So wandel deur die Heilige Gees en lewe deur die Heilige Gees. Dis die mees belangrikste besluit wat in jou lewe kan maak. Liewe mens, in die jaar 2026 gaan ons baie besluite moet neem. Ons moet besluit hoe ons die Here gaan dien.
Ons moet besluit hoe ons met ons gesinne gaan omgaan. Ek gaan besluit hoe ek my paaskap en my familie gaan hanteer. Jy gaan besluit hoe jy jou man gaan hanteer. En hy sy vrou. En so kan ons aangaan, baie besluite wat geneem moet word. En in hierdie besluitneming kan ons nie ons eie maak nie. Want as ons eie besluite maak, dan is dit altyd deur na die verkeerde kant toe. Want ons het 'n geestelike en ons het 'n vleeslike kant. Die een kant is vleeslik, gebore onder die sonde, sukkel met die sonde, en die sonde is geneig om ons te wil oorneem, en ons moet net keer, en ons moet altyd probeer om nie te vloek nie. Sla net jou duim raak en sien hoe maklik kom jy naby aan 'n vloekwoord. So daai vleeslike is altyd daar. En jy kan nie dit wegwens nie, mens. Dit staan teenoor die geestelike. Die gees staan teenoor die vlees en die vlees teenoor die gees, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. En dan het ons die geestelike. En hierdie geestelike, dis dit wat ons nader aan die Here bring. Hulle vertel die verhaal van 'n man wat in die tyd toe hulle baie gedelf het vir goud daar in Amerika. Het hierdie man begin geld najag. En hy het 'n baie slim plan uitgedink wat hy gaan doen. Hy het begin vir hom 2 honde aangeskaf, 2 pit terrier bulldogs wat geveghonde is. Die een was 'n swarte en die ander een was 'n witte. En hy het die 2 honde gevat en gaan hy in 'n dorp in. Dan sê hy, môre 10:00 is daar 'n hondegeveg. Kom plaas julle weddenskappe. En dan kon jy kom wed en jy kon, kom ons sê maar $100 wed en dan kon jy $1000 wen. En dan het hy gegaan nadat hy die weddenskappe nou ingebring het, 'n dag of 2 voordat dit nou sou plaasvind die geveg, dan het hy gegaan en gekyk watter hond die meeste weddenskappe op hom het. Sou dit die swarte wees, dan het hy die swarte daai hele dag en 'n half nie kos gegee nie. Maar die witte het al die kos gekry. En dan het hierdie swart hond swakker geword omdat hy nie genoeg goeie kos kry om sy gestel te voed nie. En as hy dan in die geveg kom, dan het hy goed geveg, maar hy het nooit gewen nie, want die witte was sterker. Hy het genoeg kos gekry. En in die volgende dorp weer dieselfde gedoen, en dan was dit miskien weer die witte wat die hoogste bod gehad het, dat hy hom die minste kos gegee en die swarte weer laat wen. Liewe mens, in jou lewe, my lewe, is die vlees en die gees die mekaar. Die een wat die meeste kos kry, gaan bo wees. As jy vir die sondige kant die meeste kos gee, gaan hy jou lewe oorheers. Ouens sê, Laurens, ek kan nie loskom van hierdie sondetjie in my lewe nie. Miskien omdat jy dit nie as 'n sonde sien nie. Want jy sien die enigste ding wanneer mens iets los is, wanneer dit vir jou sonde is. Ek praat nou met kinders van die Here. Want as dit nie vir jou sonde is nie, hoekom moet jy hom los? As dit nie vir jou sonde is om te vloek nie, hoekom moet jy op 'n vloek? As dit nie vir jou verkeerd en sonde is om te drink nie, hoekom moet jy stop drink? Maar as dit vir jou sonde is, dan sal selfs die grootste ou wat verslaaf is aan hierdie drank, sal wil vir smagting soek na verlossing en sê, Here, help my tog net van hierdie sonde, want ek wil nie teen U gaan nie, ek wil nie teen U sondig nie, ek wil doen wat die Here wil ek moet doen. En hierdie nuwe jaar wat voor lê, wil ek vanmôre by jou pleit en afsluit en sê, wil jy nie ook maar jou geestelike mens meer kos gee as die vleeslike nie? Laurens, hoekom moet ons so baie kerk toe kom? Om jou geestelike mens sterk te maak. Hoekom moet ek so baie bid? Sodat jy kan geestelik sterker word.
Hoekom moet ek so baie sing en juig en eer aan God bring en Bybel lees, sodat jy kan geestelik sterker word, kerk van die Here, want die tyd wat ons in lewe is moeilike tye en die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy's besig om mense te verslind. Een na die ander. Ons ken die hartseer en die verdriet van sonde en ellende en die duiwelse werke. Onlangs weer gehoor van iemand wat 'n oordosis dwelmmiddels gebruik het en die ewigheid in is. Hy verwoes almal wat sy pad kom. As jy nie deur die Gees van God gelei word nie, en die krag van die Here het nie, en onder sy krag staan, met jou eie krag, nooit. Jy sal dit nie maak. Jy sal dit nie maak. Maar as die Gees van God in jou woon, en die Heilige Gees jou lewe neem, en jou lei, sal jy in oorwinning leef. Kom ons, sorg, dat ons geestelike mens meer voedsel kry, as die tydelike mens. Want die tydelike mens, hoe meer kos hy kry, hoe mooi ronder word hy. En hoe goed gaan dit met hom. En almal wat hom kyk, as iemand nou in die dag ons sê, ekskuus julle dat ek so baie goed inbring, maar ek dink dat hou die preek bietjie lewendiger, dan sal jy nie so maklik slaap as ek preek nie. Onlangs nou 'n paar dae terug het iemand gesê, man, weet jy vir Rous gesê, wie Rous? Hy sê, weet jy, ek is so siek, maar nou is ek so lekker breed. Nou sê almal, jy kan nie siek wees nie, kyk hoe lyk jy. Hoe kan jy siek wees? 'n Siek mens lyk nie so rond nie. Siekte vra nie of jy maar of oorgewig is of niks nie. Siekte tas die liggaam aan. Al wat ek vir jou wil sê vanmôre, as jy geestelik genoeg krag kry, sal 2026 vir jou nie 'n issue wees nie. Jy sal nie sukkel om oorwinning te kry. Jy sal nie sukkel om die sorge van die lewe van jou weg te skuif nie. Want jy sal kan juig en jubel in die Here. Al gaan dit nie so eerste klas nie, maar derde klas vir jou. Al het jy nie so baie geld nie, sal jy nog steeds kan jubel. Daarom sê hy, al sou die vrye boom nie bot nie. En daar geen oes op die lande wees nie. Sou die olyfboom misluk en daar geen beeste in die skaapkraal wees nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. Amen. Kom ons gee die Here lof voor. Amen. Halleluja. Loof die Here, loof die Here. Ek gaan vir jou gebed doen en vir my gebed doen. Ek vra dat die Here ons sal help. Dat die jaar wat voor lê, vir ons 'n mooi jaar gaan wees. En daarna gaan Wimpie vir ons 'n liedjie sing. En daarna gaan ek weer die seën uitroep. Kom ons bid saam. Hemelvader, vanmôre het ons uit Dawid se lewe gesien dat hy ook 'n mens net soos ons was. Ons het gehoor hoe hy ook misluk het. Nou ook tye in sy lewe was, wat hy dit goed bedoel het, maar Here, wat hy nie u gebooie nagevolg het nie. En hy het baie seer daardeur verdien. Maar daar was 'n keer toe hy kon terugdraai, en hy voor die kon neerbuig en doen wat die Vader verwag. En Here, dit was soveel vreugde, dat hy gehuppel en gejuig het voor die Here, en lof van God gebring het. En vanmôre wil ons die jaar 2026, wil ons vanmôre ingaan met die wete, die Here sal ons dra. Vader, ons wil u vra om vir ons genade te gee, o Heilige Gees, dat ons deur die Gees sal wandel, in die Gees sal lewe, en dat ons geestelike lewe sal versterk deur die voedsel van die Heilige Gees, sodat ons kragtig in die Here sal word, en in die krag van sy sterkte. Daarom bid ons, Here, dat ons die volle wapenrusting aantrek, en hierdie nuwe jaar vir ons 'n jaar van groot oorwinning, van blydskap en van vreugde sal wees. Dankie vir die woord wat tot ons harte gevloei het. Dankie dat ons dit vanmôre kan inneem en saam met ons neem op die pad wat voor ons lê, die jaar wat voor ons lê. Seën ons dan nou, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Dankie.